Van die begin van die tweede reeks van Kokkedoor kon mens sien Johnny Hamman is 'n chef wat weet presies wat hy in 'n kombuis doen. Hy is ook nie bang om te eksperimenteer nie. Ons het by hom gaan kuier om die man agter die kospotte 'n bietjie beter te leer ken. Mens kan dit amper nie glo nie, maar die grand dame van die Afrikaanse tydskrifwêreld, Sari, word 65 jaar oud en sy lyk beter as ooit. Om die mylpaal te vier het Sari se kosredakteur Herman Lensing besluit om die verjaardagmeisie met 'n baie spesiale geskenk te verras. 'n Kookboek met resepte geïnspireer deur die soetste van soetverleidings, karamel. Die Kokkedoor-wenner Johnny Hamman is vandag saam met Herman in die kombuis. So die resultaat kan nie anders as om briljant te wees nie. Wat was jou die hoogtepunt van Kokkedoor? Die lekkerste deel was absoluut die mense wat ek ontmoet het. Ek het die ongelooflikste vriende gemaak en dit het my regtig weer verlief gemaak op kos. So wat het nou gebeur na Kokkedoor? Waarmee hou jy jouself besig? Ek doen meestal verskynende en verdwyn etes, baie funky oor die stad, vir al die hipsters. So ek moet daaraan raak. Is jy 'n hipster? Ek is nie so erg op Instagram en ek het wel die donker bril, maar ek het nog nie my vintage fiets en ek dra nie beanies nie. Nou vanaand se tema is karamel. Wat het jy voorberei en hoe kry mens karamel by alles? Jy kan mos as jy 'n spyskaart opstel, kan jy karamelliseerproses gebruik. Soos byvoorbeeld 'n beeslende wat jy in botter braai. Hy raak mos bruin aan die kante. Dit staan bekend as karamellisasie want enigiets het natuurlike suikers in. So dis eintlik nie so moeilik om karamel in elke dis voor te sit. So julle is net verskriklik slim. Ja, probeer wees. Is jy die een wat die uitdaging vir Johnny en Herman gegee het vir karamel? Herman het 'n wonderlike kostydskrif bymekaar gesit waar die tema karamel was. Dit is besluit om dit sommer nou te kombineer met Sari se 65ste. So het julle besluit om Johnny hierby te betrek? Wel, ons is groot fans van Kokkedoor. Weet jy, ek het hom so 3 jaar gelede het ek hom ontmoet by Isabella Neas, wie Sari se moderedakteur was. By ete wat sy gehou het in Langebaan en ek het langs hom gesit en ons het sommer begin praat en ook oor kreatiwiteit. En ek het net besef, ja, hier's iets aan hierdie man wat net ongelooflik is. Hy is ongelooflik skepend. En ek was glad nie verbaas dat hy Kokkedoor saam met Elsa gewen het nie. So, dis 'n voorreg dat hy vanaand vir ons gaan kook. Ek kan nie wag nie, want dit is alles geïnspireer deur Herman se karamelresepte. Ja, ons het vir Sari 'n boek gedoen met alles net absolute droom en fantasieboek is met karamel, van karamelterte uit die yskas uit vir jou bazaartafel en alles gaan hierdie beautiful Johnny gaan hierdie mooi klein goedjies uit die boek uitmaak. Fantasie klink soos veetjies. Ek sien net veetjies in my kop. Ek moet wel sê dit was een van die lekkerste goed om te doen. Terwyl ons die boek geskiet het, my hele huis het soos karamel geruik. As ek by die voordeur instap, was dit die soet reuk. Ek dink dit is iets soos 'n Willy Wonka caramel factory gewees. Daar's karamel in tempura vanaand, daar's brons wat gekrem brulee is, daar is karamel en baie souse en natuurlik die crème de la crème gaan die dessert wees wat 'n karamel ensemble gaan wees. Ag, dankie tog, ek is genooi. Ek kan ook eet van die kos vanaand hierso. Ja, niemand mag diabetes hê by die ete nie. Dit is baie suiker. Duidelik nie. So nou werk julle twee saam, maar julle twee was saam by die kosskool. Ja, het dieselfde trauma gegaan. Ja nee, ons het hier dieselfde trauma gegaan, ja. En volgens Herman wou jy nooit met hom uithang nie. Jy was 'n bietjie van 'n snap. Dis nie waar nie, dis nie waar nie. Ons het mekaar eers geken. Die partytjie word vandag hier in die Sari kantore gehou op die 19de vloer van die Absa gebou in Kaapstad. En 'n hele paar uitgesoekte gaste is genooi om te kom proe en saamkuier. Bekendes soos Anne-Mart van der Merwe, Sandra Prinsloo, Dion Lots en ook Kokkedoor-beoordelaar Hetta van Deventer ter Blanche. Omdat dit 'n karamel ete is, het ons gevoel ons moet 'n gekaramel geïnspireerde geskenkpak bymekaar sit. So vriende van Sari het ook karamel geïnspireerde geskenke gegee. So alles werk terug na die karamel toe. Ons was nou die voorreg gehad om die hele menu so 'n paar dae gelede te kry. So ons het 'n baie nice chardonnay wat gaan werk en 'n baie nice pinotage wat by al die karamel additives gaan werk.
Wat was vir jou die hoogtepunt van Sari die afgelope 65 jaar? Ek dink Sari kom al met 'n mens saam van dit ek kan onthou as kind. My ma het dit gelees, my ouma het dit gelees. Dus as jy baanbreker werk doen, dan moet jy dit heeltyd doen want mense verwag dit van jou. En hulle het dit reg gekry tot vandag toe. So kudos vir hulle. Anne-Mart, jy was nou al die meeste op Sari voorblaaie. Hoekom besluit jy om altyd betrokke te raak? Vir my het dit te doen om veilig te voel met mense wat ek weet nie veilig speel nie en tog grense verskuif, maar wat ongelooflike smaak het. Ek dink ek sal vir Johnny weer laat wen het. Dit was 'n heerlike ete. Ek was so lus en lek sommer my bord af. Jy kan nie glo dat dit saamgaan op een bord nie. En dan sit jy 'n bietjie van daai alles in jou mond en dit is so ontploffing. Dit is ongelooflike kos. Sari se tema is caramel. Hoe kan 'n mens verkeerd gaan? Hulle het geweet hulle gaan vir my invite. Hoe? Obviously because caramel. Daar is soveel mense om geluk te wens vanaand. Geluk aan Herman met sy karamelboek, geluk aan Johnny met sy kokkedoor prestasie en natuurlik aan ons gasvrou van die aand, Sari, ons almal se inspirasie. Ons op die volgende 65 jaar oortref selfs die hele stoutste verwagtinge.